Goeienaand en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so en klik sommer op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou ja, vandag is die 31ste Mei. Ons is geneig om dit te vergeet. Dit was eens die belangrikste dag op die kalender. En op 31 Mei is daar 'n klomp feeste reg oor die land gehou, onder die stem gesing en die oranje, blanje, blou gehuis. Nou ek sien vandag wel op sosiale media is daar ook 'n hele klomp mense wat dit in herinnering roep. En ek het gedink, ja, dit het my op hierdie idee gebring vir hierdie video met die titel 31 Republiekdag en die Hermietkrab. Nou ek sal nou vir julle verduidelik wat ek met die Hermietkrab bedoel, maar ja, laat ek hier ook 'n jeuglike Republiekdag toewens, 31 Mei. Dit was altyd 'n skitterende, magnifieke dag gewees, maar natuurlik was dit ook 'n treurige dag. Want op 31 Mei 1902 het ons die oorgawe aan Groot-Brittanje geteken en mense soos generaal Christian de Wet, hulle het hulle gewere stikkend geslaan op die klippe daardie dag en hulle het geween, hulle het in trane uitgebars oor daardie oorgawe. Ek dink natuurlik nog steeds ons nooit destyds oorgegee het nie, want die Britte het al klaar al die kinders doodgemaak. Daar was nie meer kinders om te sterf nie. En die toestande in die kampe het so effens verbeter na Emilie Hobbes veldtogte. En hulle kon nog 5 jaar aangehou het. As hulle nog 5 jaar aangehou het, sou die Britte maar net opgepak het en huis toe gegaan het. En dan sou ons dalk nooit hier gekom het waar ons nou oorheers word deur die hermietkrab nie. Nou, ek gaan nou vir 'n stukkie speel ook van 31 Mei 1966, dit was eintlik 'n merkwaardige gebeurtenis, want by die Voortrekker Monument was daar die grootste samekoms, die grootste byeenkoms, wat daar nog ooit in hierdie land se geskiedenis plaasgevind het. Ek het altyd gedink, daar was 250.000 mense by die Voortrekker Monument, maar dit lyk volgens hierdie kommentaar, was daar eintlik 500.000 mense, daar was 500.000 mense wat op daardie dag daar byeengekom het. So, kom ons, ja, as ons nou praat van, kom ons kyk gou 'n stukkie daarna, en dan kan ons verder, dan sal ek vir julle duidelik wat ek met die hermietkrab bedoel, en as ook, ja, dit bietjie kontrasteer met ander forme van republieke wat in die 20ste eeu ontstaan het. Goed, kom ons beweeg sommer na daardie video toe. Trouwens, hierdie video is dit is verskyn op 'n ander kanaal. Ek sal vir julle die skakel hieronder ook gee. Dit is nie baie lank nie, maar ek gaan net so 'n stukkie daarvan speel in elk geval. Want blykbaar op daardie ander kanaal was daar net 76 mense wat daarna gekyk het en ek dink dit is regtig moeite werd om daarna te kyk, want dit is 'n historiese beeldmateriaal van 31 Mei 1966 wat blykbaar deur privaat mense deur middel van 8mm en 16mm kameras en so meer gemaak is, en daar's ook die stem van Edwin van Aarde van die SAIK wat daarby oorgeklank is. Goed, ons kan sommer nou daarna luister. Dat elkeen van u net vir 'n kort rukkie saam met my hier bo op die dak van die Voortrekker Monument kan wees om die skouspel daaronder te kan sien. Dit is met een woord asemrowend. Nagenoeg 500.000 mense, sover die oog kan sien, een magtige plaat motors. En nog steeds kom die mense. Daar ver oorkant ons, meer die motors vanuit alle rigtings, buffer teen buffer ry hulle. Dit is 'n vroeë wintersmôre in Pretoria.
En in die harte van 'n 500.000 Suid-Afrikaners borrel dit van vreugde, want hulle het gekom om die 5de verjaarsdag van hulle republiek te vier. Vroeg vanoggend, terwyl die mis in vla oor die Tentedorp gehang het die mense gekom. Die oues van daar, die klein kindertjies wat hulle grootoogig verwonder het aan al die baie mense en die opgewondenheid wat soos 'n veldbrand onder elke nuwe aankomeling ingetrek het. Voor ons, van links na regs, van oos na wes, loop Eelfeesweg, waar die defileriemars sal plaasvind. En die gelukkiges het die kou het en spyt, hulle reeds gestrand aan weerskante van die pad tuis gemaak. Hierdie pad, Eelfeesweg, is op die oomblik vir alle verkeer gesluit. Dis hieronder waar die werklike defileriemars in Eelfeesweg gaan plaasvind, 'n malende massa van feesvierende mense uit die 4 windstreke van ons republiek, saamgetrek vir die hoogtepunt van die 5-jarige bestaan van ons jong republiek. Binne enkele oomblikke sal die flinke erewag hier aantree. Hulle is reeds in aantocht om te wag op die aankoms van ons staatspresident, meneer C.R. Swart, wat sal beantwoord en die erewag sal inspekteer. Dit is voorware voorreg om as landsburger hier tussen ons landgenote te kan staan. 'n Voorreg om te kan weet dat jy die lug wat oor so 'n skone en vreedsame bodem hang, kan inadem en kan deel in die voorspoed en vooruitgang van 'n jong en veerkragtige land, ons land, Suid-Afrika. Die lugmag beëindig nou hulle vertoning met 'n massa defileervlug van 174 vliegtuie. Hierdie vliegtuie het alreeds vroeër afsonderlik in 'n skaal. Nou ja, daar het die lugmag gevlieg met 174 vliegtuie. Dis eintlik ongelooflik. Want vandag weet ons, daar is feitlik nie een vliegtuig wat meer vlieg nie. 'n Paar seker, maar helikopters en so meer, maar ek dink daar's omtrent net een Gripen wat nog af en toe vlieg, of ek weet nie daarvan dat hy eintlik opstyg nie. Ja, dis het ons tamelik ver geval oor die afgelope 30 jaar. En natuurlik die oranje, blanje, blou is deesdae verbode. Ons mag dit nie meer gebruik nie. Ek het hierso 'n skildery, ja, hierdie is so 'n ou skildery, Kaapse skildery, wat deur 'n anonieme skilder geskilder is in 1762. Hierdie was die Nederlandse skip, die Noord-Nieuwland, wat in Tafelbaai gelê het of aangekom het. En daar het hy die oranje, blanje, blou wat daar agter wapper. Trouwens hierdie oranje, blanje, blou vlag, die sogenaamde Prinsevlag, is een van die oudste westerse vlae wat daar bestaan, want dit is in 1572 vir die eerste keer gehuis in die dorp Den Briel in Nederland. Den Briel was die eerste plek wat bevry is vanuit die see deur die Nederlanders tydens die Nederlands-Spaanse oorlog. Ek dink hulle het die 80-jarige oorlog genoem, want ek meen hy het 80 jaar lank geduur. So van die was die 1560s of laat 1550s tot die vroeë 1600s, daarso 1620. Daar was op 'n stadium, sover ek verstaan, nie meer eintlik vyandelikheid tussen die twee nie, maar hulle was nog amptelik in 'n staat van oorlog gewees en toe is daar uiteindelik op vrede besluit of iets van die aard. En dit het 80 jaar lank geduur. Nou, dis eintlik vreemd vandag dat die Republiek van Suid-Afrika nog steeds bestaan. Want hierdie mense wat dit nou oorgeneem het, hulle was geweldig vyandig daarteenoor. En trouwens, ek het 'n teorie dat een rede waarom die Suid-Afrikaanse Kommuniste Party in die vroeë 60er jare, in die vroeë 1960s, oorgegaan het tot terreur was vanweë die referendum oor republiekwording. Hulle was so gekant daarteen dat Suid-Afrika die Statebond moet verlaat
moes verlaat en dat ons dus die Britse kroon vaarwel sê, dat hulle bereid was om tot terreur oor te gaan. Mense praat vandag daarvan dat hulle nou so vreeslik in apartheid gekant was, maar ek dink, dit was een van die grootste oorwegings was van 'n bepaalde groep radikale, ekstremistische mense in Johannesburg, was dat hulle so gekant was teen die soort naalstring met Brittanje wat geknip word, dat hulle bereid was om tot terreur oor te gaan. En ek dink as ons die hele oogmerk van die ANC en die SA Communiste Party was eintlik om 'n soort volksrepubliek in Suid-Afrika te vestig. Nou, baie mense verstaan nie mooi die term volksrepubliek nie, want hulle dink dit het iets met volk te maak, wat dit seker het op 'n sekere vlak, maar nie met 'n nasionale volk nie, meer met die werkersklas en die proletariaat en alles wat daarmee saamhang. En natuurlik die beste bestaande voorbeeld van 'n volksrepubliek is steeds die Volksrepubliek van China, die sogenaamde in Engels noem hulle die PCR, People's Republic of China. En natuurlik al die kommunistiese state in Asië en veral in Oos-Europa het bekend gestaan as volksrepublieke. Hier is Mao tydens die groot sprong voorwaarts, waar hy is 'n plakkaat van hom en daar in die agtergrond sien ons Stalin en Lenin en Friedrich Engels en Karl Marx. Nou dit is die tipe republiek wat die ANC en die Communiste Party eintlik in Suid-Afrika wou vestig, 'n volksrepubliek, maar vanweë die Berlynse muur wat nou in 1989 ineengestort het hulle nie heeltemal daarby uitgekom nie, alhoewel hulle aspireer steeds daarna, soos ons nou gehoor het onlangs, waar Ramaphosa gesê het, dan moet eers gelykheid in Suid-Afrika kom. Almal moet gelyk wees, soos in 'n kommunistiese land. Maar die ding, ja, trouwens, iets anders waaraan ek gedink het is dat, ek het een keer wel so onderhoud gesien met Beyers Nodee, die radikale NG predikant, wat toe natuurlik in die NG Kerk bedank het, en hy was so half betrokke by die ondergrondse bedrywighede van die ANC, en die ou regering het hom nou nie eintlik durf, hy is ingeperk, maar hulle het hom nie durf arresteer of aankla nie, want hy was nou eers nog 'n Afrikaner en 'n geestelike, en dit het hom half 'n vrye hand gegee om wapens te smokkel of iets, en hy het 'n klomp geld gewas vir die ANC, van die Sweedse geld wat deur die St. Paulus Kathedraal in Brittanje gekom het, en ook 'n draai in Switserland gemaak het. Maar hy het gesê op 'n stadium dat Suid-Afrika sou net soos Zimbabwe, die ou Rhodesië, die naam sou verander word van Rhodesië, wel, dit is verander van Rhodesië na Zimbabwe, en natuurlik, en hy het gepraat van Suidwes wat Namibia sou word. Hy het nie gesê Namibië nie, hy het gesê Namibia, in so hoogdrawende soort bombastiese predikantstem, en hy het gesê Suid-Afrika's gaan ook herdoop word tot Azania. Nou daarvan het ons nog nie veel gesien nie, maar die Volksrepubliek van Azanië, hy het toe nie tot stand gekom nie, alhoewel hy het miskien in feite tot stand gekom. Ons bevind ons vandag in die Volksrepubliek van Azanië, maar hulle het die naam gehou, Republiek van Suid-Afrika, hierdie liederlike, nasionalistiese konstruksie van die Afrikaners. En dit het my laat dink al baie kere aan iets wat die Franse skrywer Jean Raspail gesê het. Nou, Raspail was die skrywer van 'n merkwaardige roman met die titel Omsingel die laar van die heiliges.
Die boek is in Afrikaans ook vertaal, so in 1990, 91 rond. Ek het nog eksemplare hier, ons kan miskien, ek kan vir verskaf daarvan. 'n goeie vriend van my in Bloemfontein, professor Dastyn, hy was die uitgewer daarvan so in die vroeë 90er jare, en die huidige professor van Frans aan die Universiteit van Bloemfontein, Naomi Morgan, sy het dit vertaal, baie goed vertaal in Afrikaans. Dit is 'n merkwaardige boek, want dit is so 'n allegorie eintlik van die ondergang van die westerse beskawing, van 'n klomp Indiërs en met armes uit Suidoos-Asië wat Frankryk uiteindelik inneem. En die Franse beskik nie oor die moed om hulle eie land teen armes te verdedig nie, en daarom word die hele land net eenvoudig oorstroom, en dit is dan die voorspel tot die ondergang van die Weste deur immigrasie. Nou, dit was 'n profetiese soort boek, en baie mense beskou dit ook so, want op 'n manier is dit wat tans besig is om veral in Wes-Europa te gebeur. Maar het ook ek weet nie, ek het die boek die eerste keer in Frans gelees, en eers agterna het ek die Afrikaanse vertaling gelees, 'n jaar of 2 later, 'n bietjie later. En ek weet nie, ek dink dis daar was 'n inleiding in die Franse teks, want daar was 'n soort van 'n heruitgawe daarvan gewees, deur 'n groot Franse uitgewer. En daarin verwys hy na hierdie idee van die hermietkrab. Hermietkrab is 'n soort krab wat vir hom tuis maak in 'n skulp wat deur 'n ander weekdier agtergelaat word. Met ander woorde, dis nie sy tuiste wat hy geskep het nie, maar hy gaan bly dan in daardie skulp. En dit is hoekom hy die hermietkrab genoem word. En vir Raspail was dit 'n metafoor vir wat besig was om in die Weste te gebeur, of sou gebeur, want hy het hierdie boek al in 1973 geskryf. Hy is nou oorlede 'n paar jaar gelede. Hy het 96 jaar oud geword, ou Jean Raspail. Ek weet nie of ek het bestadium met hom korrespondeer het of nie, maar ja, hy het tot redelik onlangs nog gelewe. En hy was ook eintlik gekant teen demokrasie. Hy was meer 'n voorstander van aristokrasie of van die Franse koningshuis. Hy het gedink die Franse koningshuis moet herstel word. En dat demokrasie nie eintlik 'n doeltreffende vorm van regering is nie. Wel, hier by ons kan ons natuurlik sien dat ons demokrasie is beslis nie sogenaamde demokrasie, alhoewel dit nie eintlik 'n demokrasie volgens westerse standaarde is nie, maar dit het lei aan allerlei gebreke. Nou, myns insiens is hierdie Republiek van Suid-Afrika wat ons tans beleef, insgelyks 'n soort voorbeeld van die hermietkrab wat hom tuis gemaak het. Dis die leedop van die vorige republiek wat oorgebly het. Hy het nie sy naam verander nie, waarom weet ek nie, maar ek dink nie die ANC en SAKP die moed gehad om die land se naam te verander nie. Hulle het wel straatname verander, oral die name van dorpe en so meer, maar hulle het nie die naam van die land of die naam van die Springbokke verander. Wat die indruk skep dat dit nog steeds dieselfde ding is, maar dit is net 'n leedop van die voorafgaande entiteit. En ek dink ons moet, as ons nou dink aan 31 Mei, moet ons besef dat dit iets is wat heen gegaan het, maar dit was ook 'n geweldige hoogtepunt in ons geskiedenis, in elk geval 31 Mei 1966. En nie net omdat daar soveel skare is, soveel honderde duisende mense opgeruk het na die Voortrekkermonument toe nie, maar dit was ook 'n hoogtepunt in die land se bestaan, in sy ekonomiese opbloei, in sy patriotisme, in sy organisasie wat daar was, en ten spyte van die
die tegnologie in daardie dae wat nou nie op dieselfde vlak as vandag was nie, maar dit was eintlik 'n ongelooflike organisasie wat daar reg deur die land gegeld het en die vooruitgang wat daar was in die onderwys en die spoorweë en en Afrikaans ook, die totale opbloei van Afrikaans in die 1960s wat daar plaasgevind het. Daar was Afrikaanse films en musiek en boeke, jy weet, populêre boeke, tydskrifte, radioverhale, wat jy maar aan kan dink. Dit was 'n volslae hoogtepunt. En die goue dekade in ons land se geskiedenis, wat natuurlik kort daarna tot 'n einde gekom het met die sluipmoord op Dr. Verwoerd en toe het Vorster oorgeneem, maar onder Vorster het dit nog betreklik goed gegaan tot omtrent die oliekrisis, maar daarna en selfs in die laat 70er jare was daar nog iets van die ou vuur van die republiek, maar dit het kort daarna taamlik begin kwyn en natuurlik het daar die geweldige aanslag vanuit die buiteland vanaf die volksrepublieke onder andere en volksrepubliek gesindes, linksgesindes van reg oor die wêreld gekom en dit het uiteindelik veroorsaak dat na P.W. Botha hierdie ou nasionale party heeltemal gevou. Maar daar was natuurlik ook die demografiese probleem wat hom vandag ook voelbaar maak en ons sal op 'n slag daaroor moet praat. Die Franse denker van die 19de eeu, Auguste Comte, COMTE, wat gesê het die demografie is die noodlot. En op 'n manier is dit die grootste ellende wat ons getref het, is dat ons demografies eintlik weggekwyn het, soos ook die res van die westerse wêreld, en ons sal nog op 'n stadium 'n bietjie verder daaroor gesels. Maar nou ja, ek dink terwyl ons nou in hierdie hermietkrap republiek woon, kan ons nog steeds die reste daarvan geniet. Ek dink dit is 'n bietjie soos die Romeinse ruïnes. Jy weet, jy gaan Rome toe om die Colosseum te sien en van die ander ou geboue van die Romeinse Ryk of die Romeinse Republiek. En 'n mens geniet hierdie oorblyfsels van 'n groot beskawing uit die verlede. En ons het 'n groot beskawing in hierdie land gehad, verseker. En daarop kan ons trots wees. En dit is iets wat ons aan ons kinders en ons kleinkinders moet oordra, dat daar 'n tyd was toe daar 'n republiek van Suid-Afrika was, waar die oranje-blou gewapper het, en waar die stem gesing is op skole, en by byeenkomste, en feeste, en wat ook al, voor dit verbode geraak het, voordat die vlag en die lied verbode geraak het. So, dit is bietjie met gemengde gevoelens, vandag op 31ste Mei 2025, maar ek put geweldig trots uit ons verlede, alles wat ons vermag het, en daardie gees wat eens bestaan het, en so so skouspelagtig op 31 Mei 1966 na vore gekom het. Ja, lekker aan vir die verder op hierdie Republiekdag, en ek hoop u geniet dit saam met my. Tot volgende keer. Totsiens.